twee klein sfere, A en B, wat van suiwer sink gemaak is in rus 0,1 meter van mekaar op 'n houttafel. Sfeer A is negatief gelaai en is vry om op die tafel te beweeg, terwyl sfeer B ongelaai en vas aan die tafel is. Hoë intensiteit ultraviolet lig met 'n frekwensie van 2,8 × 10 tot die mag 16 Hz word nou aanhoudend op sfeer B geskyn. Die arbeidsfunksie van sink is 6,63 × 10 tot die mag minus 19 joule. Definieer die term arbeidsfunksie van 'n metaal. Die arbeidsfunksie of werksfunksie van 'n metaal is die minimum energie benodig om 'n elektron vanaf 'n metaal vry te stel. Duidelik, deur 'n gepaste berekening te gebruik, waarom die ultraviolet lig wat op sfeer B skyn, elektrone vanaf die oppervlak van sfeer B sal vrystel. Nou, die energie van die ultraviolet lig kan ons bereken deur Planck se konstante te vermenigvuldig met die frekwensie van die lig. So dit gaan 6,63 × 10 tot die mag minus 34 wees, wat ons maal met 2,8 × 10 tot die mag 16 Hz. En dan kry ons 'n waarde van 1,86 × 10 tot die mag minus 17 joule. En daardie waarde moet ons dan vergelyk met die arbeidsfunksie van sink. En soos ons kan sien, hierdie 1,86 × 10 tot die mag minus 17 is meer as die 6,63 × 10 tot die mag minus 19. So elektrone sal wel vrygestel word. Sfeer A dra 'n lading van minus 5,4 mikrocoulomb en benodig 'n minimumkrag van 0,027 Newton om uit rus te beweeg. Bereken die minimum aantal fotone van ultraviolet lig wat sfeer B moet tref, wat sal veroorsaak dat sfeer A vanuit sy rusposisie beweeg. So wat gebeur hierso? Sfeer A, weet ons, is negatief. Sfeer B is neutraal. Die ultraviolet lig tref nou sfeer B en daai fotone, daar is die fotoelektriese effek, ons sit met fotoelektrone en dit beteken dat daar dan 'n negatiewe lading op sfeer B ontstaan en negatief stoot mekaar af. Ons moet dus bepaal hoeveel elektrone moet daar basies vrygestel word vir die lading op sfeer B om groot genoeg te wees om sfeer A af te stoot met 'n krag van 0,027 Newton. Op jou formuleblad, die elektrostatiese krag is die konstante K maal met die lading van A maal met die lading van B wat onbekend is, gedeel deur die afstand gekwadreerd. Daai minimumkrag 0,027 is gelyk aan, wat is K? K is 9 × 10 tot die mag 9, dis op jou formuleblad. Die lading van A is 5,4 mikrocoulomb. En dan ons maal dit met die lading van B wat ons nou gaan moet bereken. En ons deel dit deur die afstand tussenin, dis 0,1 meter en ons kwadreer dit. Dan kry ons dat QB gaan ook negatief wees, onthou hulle moet mekaar afstoot, so ons kan sê dis negatief 5,56 × 10 tot die mag minus 9 coulomb, so dis minus 5,56 nanocoulomb. En nou kan ons die aantal elektrone bereken, en dit is natuurlik die lading van B gedeel deur die lading van 'n elektron. Ons werk maar met die positiewe waardes, 5,56 × 10 tot die mag minus 9,
gedeel deur op jou formuleblad 1,6 maal 10 tot die mag minus 19 en dit gee vir ons 3,47 maal 10 tot die mag 10 elektrone. Nou, die vraag het nie gevra hoeveel elektrone nie. Die vraag het gevra hoeveel fotone. En weer eens, in 'n ideale wêreld, 1 foton, 1 fotoelektron. So die aantal fotone wat uit die aard van die saak sfeer B moet tref is 3,47 maal 10 tot die mag 10 fotone. 'n Straal wit lig word deur 'n koue gas geskyn. Die lig wat uitkom ondergaan dispersie en 'n lynspektrum word op 'n skerm waargeneem. Noem die tipe lynspektrum wat waargeneem word. Hierdie is natuurlik lynabsorpsie. Die absorpsiespektrum in hierdie geval lyk soos 'n reënboog met swart lyne op spesifieke plekke waar sekere golflengtes van lig deur die koue gas geabsorbeer is. Beskryf die spektrum waarna in die vorige vraag verwys word. Nou, soos reeds genoem, dit is 'n kontinuë spektrum van wit lig met swart lyne wat spesifieke frekwensies vervang. Die diagramme toon sommige moontlike energieoorgange wat deur atome gemaak word. Watter een van die diagramme sou die soort spektrum tot gevolg hê wat in die vorige vraag waargeneem is? Die korrekte antwoord is diagram B. In diagram B sien ons dat die pyltjies opwaarts wys. So elektrone absorbeer energie en gaan oor na 'n hoër energievlak. Dis presies wat in 'n absorpsiespektrum gebeur. Sekere golflengtes van lig word geabsorbeer wanneer elektrone in 'n atoom of molekule na hoër energievlakke verskuif. In diagram A wys die pyltjies afwaarts, wat dui op energievrystelling, terwyl elektrone na laer energievlakke terugval. Dit hou verband met die emissiespektrum, nie die absorpsiespektrum nie.